Ja, die eerste keer wat ek hier is actually my eerste dag, so dit is nou vir my baie aangenaam al klaar. Hou baie van die vibe en dit is so half classy en die screenings is van 'n hoë standaard en dit is lekker om jou ou vriende ook te sien en up-and-coming filmmakers te sien en ek weet nie, dit is vir my nogal exciting. Ja, dat is nogal tricky. As jy kyk, jy moet maar basies iemand speel wat uit die dood uit opgestaan het, maar hy lyk nie te slim. Mense dink altyd jy lyk nou 'n bietjie sleg nou uit die dood opgestaan het, maar ek dink mens doen, maar hierdie ou lyk nou heel alright. Hy het nou maar 'n blou kolt in die oog. Hy gaan dood in 'n frats golfongeluk wat nou, jy weet, ek dink dit het my aandag getrek van die begin af, maar ja, uitdagend in die sin dat hy moet maar ja, wel, hy kom terug van die dood af en niemand mis hom dan nie. Nou hy moet maar basies hy het die inner struggle wat hy mee moet deel, dat almal aanbeweeg het sonder hom 'n maand na die tyd. So nie net moet hy nou jy weet, has to come to terms met wat met hom gebeur het nie, maar wat ook met die wêreld om hom gebeur. En ek dink is eintlik maar 'n metafoor van hoe ek het gesien het is dat jy moet maar ongelukkig, nie moet nie, jy hoef nie, maar dit is ideaal as jy jou tyd op aarde beter benut, want as jy klaar dood is, then life does go on. Ja. You have moved on. Jy het nie, selfs al het jy die opsie om terug te kom eendag, ongelukkig kan dit nie gebeur nie, gaan dit in elk geval 'n verskil maak. So ek dink jy moet nou maar jou tyd op aarde soveel as moontlik benut en gebruik en tot die positiewe kan omdraai en ek dink dit het mense somehow, hopelik het ek dit reg vertolk, wat ek dink dalk, jy weet, altyd goed is, as jy in so 'n kort film eintlik so 'n groot boodskap het in die vorm van 'n black comedy, was dit eintlik 'n baie aangename journey vir my om betrokke te wees en so het my baie honger gemaak vir nog van hierdie films. So hopelik is daar nog. Ja, nee, ek is seker daar sal wees. Dit was baie goed gedoen. Die humor was uitstekend. Thanks. Maar nou terug na hierdie journey, hierdie reise van jou. Jy het 'n baie groot reis begin verlede jaar op die 21ste Oktober 2013. Nee, vertel ons 'n bietjie daarvan. Jy lyk baie goed en dit sluit nou daarbey aan. Thanks. Ek weet jy het baie gewig verloor sedertdien, maar dit is maar net 'n klein deeltjie van jou reis. Vertel ons 'n bietjie meer. Wel, ek is 21 Oktober het ek maar besluit ek moet maar 'n bietjie na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan vir alcohol abuse. Ek het bietjie partytjie te veel geniet en dit het stelselmatig my lewe geaffekteer. Hier en daar ander faktore ook. Ek dink die ding van drank is dat jy besef nie altyd hoe gevaarlik dit is nie. Die probleem met dit is dis oral beskikbaar en vrylik beskikbaar en ongelukkig deel van die Suid-Afrikaanse amper upbringing, if you know what I mean. Dit is heel aanvaarbaar om copious amounts of alcohol te consume en dan die volgende dag jammer te sê en so. En ek dink dit is fyn, dis lekker, mense kan dit doen, maar ek dink as dit te veel deel raak van jou lewe, Jan Ellis het altyd maar gesê al jare gelede is dat dis fyn om die bus te ry, maar jy moet die busdrywer wees. As jy een van die passasiers is en jy is nie met die busdrywer nie, van daai bus, dan is jy in die moeilikheid, want dan gaan daai bus net waar hy moet gaan, ongeag dat jy beheer het oor hom. So, I mean, dit is 'n metafoor wat my baie gehelp, maar ja, toe ek maar besluit om 'n bietjie hulp te gaan soek en dit hoef maar die regtig goed gesê. Dit was baie moeilik natuurlik, maar dit is basies 'n tweede kans wat ek vir myself gegee het. Nooit gedink dit sal moontlik wees nie. En van daar af moet ek erken net nou as ek terugdink aan is omtrent 'n jaar, amper 'n jaar later, baie positiewe goeters, jy weet, van dit gespruit, wat ek dink wat Nysna wat byvoorbeeld jy het lekker aan Nysna geskiet. Ja, wat Nysna was, ek dink as dit sonder twyfel een van die aangenaamste en mees positiewe ervarings wat ek as professionele akteur al gehad het. Ek dink dit was 'n goeie skrip. Die director André Velds was ook wat ook iets het mooi na my gekyk en hy het my verstaan en ons het hard gewerk en goed gewerk en mooi prentjies gemaak en ek dink die standaard van Suid-Afrikaanse flieks lê op 'n baie goeie plek op die oomblik. Dit was goed vir my om deel te wees want ek het eintlik nooit regtig dit gedoen nie. Ek was meer betrokke in teater en televisie en ek sien maar hier en daar Oseese films en sulke goeders, maar ek het nooit regtig met tande. Ek het nou eers begin met tande en met kloue en rolprente inkry en dit is vir my fascinerend. Jy weet affære eintlik. So ek dink dit was dit was 'n lekker place om met Nicola Hanekom en toe hierdie short film en Nysna wat in 24 Desember uitkom en ek begin nou met Bloedbroers wat op kyk net speel. So dit is somehow it's baie positief. So ek kan myself gelukkig ag seker maar. Nou 11, maar die plan is, ek gaan nou vir 3 maande skiet in Johannesburg, daar is ons ongelooflike bane, maar dan is die plan om, mens moet sulke goals vir jouself opset. Jy weet dit gaan baie goed met jou lewe as jy kyk dat die enigste regte dilemma wat jy het is om jou handicap laer te kry. So, maar dan moet ons miskien weer 'n gesprek voer aan die einde van November, want dan wil ek dit 9 wees. Want die probleem is wat die vriende vir my sê is dat ek speel so baie golf. Hulle kan nie vir my sê miskien moet jy dit meer speel nie, want dit gaan jou verbeter nie, maar hulle sê dat jy moet seker nou in hierdie tyd
'n laer handicap wees. So dis nou wat hulle vir my sê. So ek dink 'n 9 is 'n goeie naam vir te mik. So ek dink miskien aan die einde van November dan praat ons weer dan kyk ons. Definitief. Dis net 2 straks. Ja, ek wil cool. gaan met jou. Nee, wag, daar's nog iets wat ek vir jou wil vra. Vrouens. Hoe het jy geweet? Dis altyd aan die einde. Dis eintlik wat die mense eintlik wil weet, nee. Al hierdie ander goeie stel nie regtig belang in die lyk dit my. Dit gaan ander vrouens. Okay, maar hier is ons nou. Jy is nou 'n baie gesogte vrygesel, want jy het nou na 'n hele paar jaar het jy uitgemaak en ek weet baie mense het nou vir my gevra, maar jy moet vir hom vra. Wat soek hy nou in die ideale vrou? Nou is natuurlik nou nie so iets nie, maar okay goed, as jy nou wil kies. Ja. En ek weet jy wil eendag in die trou wel kinders hê en so aan. Ja. Waar mik jy? Wat wil jy hê? Ek dink die belangrikste seker maar is inner beauty. I'm joking. Nee, ek maak grappies. Ek dink wat gebeur het met my is dat ek jy weet omdat alles nou nogal baie real is en baie omdat ek nou sober is dit sien mens baie ander goeters raak nou in mense. So daar's baie goed, nie dat ek sê ek het verhoudings gehad met vrouens wat vals was of ander goeters gesoek het. En ons weet inner beauty is belangrik. Ja, maar dit is nou 'n bietjie van dis soos iets wat Brad Pitt sal sê, maar ek is ongelukkig nie hy nie. Ek sou dit ook gesê het as ek hy was. Maar wat ek kan enigiets sê. Maar ek weet ek soek maar basies vir 'n opregtheid en mense wat eerlik is met my wat nie eintlik mag I don't know, dis 'n interessante ding om nou weer in 'n verhouding of en ek sien hier en daar is daar jy weet mense wat my baie kruis wat baie positiewe invloed op my lewe het. Dit is vir my baie somehow interessant om te sien dat daar ook ander lewe daar buite is. Jy weet mense moet altyd seker in ag neem presies wat dit is wat hulle ook soek. So ek dink ek weet nie kommunikasie is baie belangrik en ek dink mutual respect is baie belangrik en ek dink dis maar ongelukkig moet jy tog aangetrokke wees ook tot die ander persoon maar ook besef dat dit gaan nie vir altyd hou nie. So you gotta have a connection wat wel langer gaan as net die mooi gesiggie en die jy weet perfekte upper body of wat ek al ek dink ek kon nie nou by woord kom ek wou nie sê boobs nie. Dis 'n interessante journey wat nou vir my voorlê want ek is nou al jy weet 35 en ek dink wat met my gebeur het is ek het ek was 18 toe ek begin drink en ek nou is opgehou. So daar is so 'n bietjie missing in my lewe. So eintlik is ek so half nou nog 22 when you think about it. So meeste van my vriende het al vrouens en kinders en huise en so en somehow is ek nog nie daar nie. So mense maar kyk wat gaan gebeur maar op die oomblik is dit ek weet nie die lewe is baie positief en exciting en opwindend in die sin dat jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie maar en mense kyk na my en sê maar jy's in jou mid 30s en jy het nie regtig eintlik 'n plan jy leef van dag tot dag regtig dan sê ek vir hulle ja. Dit is mos maar hoe dit is. I mean, ek kan mos nou nie vals beloftes vir jou maak nie want ek het al voorheen dit gedoen en dit werk nie en ek gaan nou maar net take it day by day en kyk of ek kan groei en leer en kyk of ek nie mense along the way kan seermaak nie maar ek dink wat ook gebeur met jou is as jy positiewe energie uitstraal dan lok jy ook mense aan wat dit saam met jou wil deel. Jy weet soos en ek dink dis nogal exciting when you think about it. Dis nogal positief en baie opwindend. So mense ek sal maar kyk wat gebeur. Ek is maar min by die huis en mense weet nooit regtig wat gebeur nie, maar op die oomblik ek het myself nog nie heeltemal lelik gedrink nie. So ek dink daar is dalk nog vir my kans met tyd van die nooiens nie. Ja, so ek's nog nie heeltemal ek dink daar is dalk nog 'n klein bietjie van 'n kans dat ek dalk nog iemand gaan kry. Absoluut. Ja, ek dink amper bietjie meer as ek dank. Ek miskien net my neus kleiner maak. My neus raak al hoe langer. Ja, maar dis okay. Dis van al die jok seker. Ja, ek het vandag 'n ding gelees, daai wat die ou gesê het nou van die movie van daai, ek weet nie meer reg uit daai Franse filosoof of wat ook al dat die greatste attributes van die human is dat hy sy lewe kan verander maar in sy mind. Jy weet of sy outlook kan verander. Dit is die amazing ding vir hom volgens die lewe dat jy weet cool, daar's nou childbirth en daar's al hierdie amazing goed in die natuur en mense wat innovative is en ander goed is, maar jy kan in jou brein kan jy 'n metamorfose laat realiseer net met jou denkwyse. Wow. That's pretty cool. Ja, so dis interessant. Maar ag, easier said than done. Dit bly nog steeds 'n bietjie van 'n journey en die battle is nog altyd daar en daai tipe goed, maar gelukkig kan ek myself besig hou met positiewe projekte soos hierdie en die ongelooflike kyk net Silverskermfees. Absoluut. Baie dankie Niels. Cool. Ek wens vir jou net die beste. Baie dankie.